Dis sielskoffietyd. Dis soms moeilik vir my en jou om te besef dat ons ander mense nodig het. Ons leef in 'n kultuur waar onafhanklikheid meer waarde dra as samehorigheid. Ek en jy ken nie eers ons bure langs aan nie, en om iets reg te maak is makliker om self eers met Google te probeer voordat jy 'n kenner sal raadpleeg. Wanneer ons oulik voel, dokter ons onsself eers voordat ons besluit om maar wel dokter toe te gaan. Dis moeilik om te erken dat ons mekaar nodig het. Ek bly eerder sonder 'n ding as om te erken ek kort hulp. Net nou sien mense my as 'n swakkeling of iemand wat nou maar net nie op sy eie kan regkom nie. Is dit dalk hoe jy oor die lewe voel? Die groter probleem met ongesonde onafhanklikheid is egter dat ons dan ook nie kan erken dat ons God nodig het nie. En daarom verstaan ons nie wie en wat hy is nie. Daar is gewoonlik geen verhouding met Abba Vader wanneer iemand in totale onafhanklikheid funksioneer nie. Die woord sê dat God in al ons behoeftes voorsien na sy rykdom in heerlikheid deur Jesus Christus. Nou, as 'n onafhanklike mens nie eers kan hulp vra van 'n ander wanneer hy dit nodig het nie, hoeveel te meer sal hy hulp van God aanvaar? So 'n mens mis uit op alles wat God vir sy kinders wil gee en doen. Want onthou, Jesus is ons vesting en woonplek. Hy is ons skuiling, daar waar ek en jy veilig is. Hy het ons vrygekoop en ons by die naam geroep. Jesus is ons verlosser, en ek en jy is gered deur sy genade. En dan is hy ook ons Vader en beste vriend. Jy weet nie, totaal onafhanklike mense kan meestal baie eiewys en veroordelend wees. Mense wat nie net die hulp van ander wil vra of aanvaar nie, maar ook hulle eie paadjie maar wil loop, en so is dit maar 'n baie alleen paadjie. Onafhanklikheid in oormaat kan dui op selfsugtigheid, 'n ek-ego en ek weet beter houding. Ek wil jou net weer herinner vandag daaraan dat hierdie lewe nie oor my en jou gaan nie, maar oor God. Ek en jy is hier geplaas vir die uitbreiding van God se koninkryk. En die oomblik wat ons onsself hoër ag as die koning, is daar 'n probleem. Ek en jy is hier geplaas om saam met ons medeburgers te leef, mekaar by te staan en te help, want dit alles gaan oor liefde. God se liefde, wat beteken dat ons mekaar nodig het, want dis hoe hy dit beskik het om te wees. Liefde is geduldig en vriendelik. Dis nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie. Dit is nie opgeblaase nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie. Liefde soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, en reken die kwaad nie toe nie. Liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, en verdra alles. Dis wat God se woord ons leer in 1 Korintiërs 13. Indien jy nog steeds vandag voel dat jy niemand nodig het nie, wil ek jou uitnooi om weer daaroor te dink. Ek en jy is eerste God se kinders, en gemaak en gevorm volgens sy beeld. Ons behoort nie aan onsself nie.
En God wil hê dat ek en jy sal uitreik na ander wat hulp nodig het en hulle sal bystaan in tye van nood, want dis wat Jesus sou doen. Om onafhanklik te kan funksioneer, kan goed wees, want dis 'n voorreg, maar moet nooit as gevolg daarvan jou hand en hart toemaak om uit te reik wanneer ander jou hulp nodig het nie. Ons het mekaar nodig. God het dit bedoel om so te wees, sodat ons sy liefde daardeur kan ervaar. Bo dit alles het ons God eerste nodig om hierdie lewe op 'n gesonde manier te kan hanteer. So leer ons wie hy is en wie hy ons elkeen gemaak het om te wees. Tot volgende keer.